Nou vriende, goeiemôre. Ons is die Here nog dankbaar dat hy vir ons uitgespaar het, dat hy nog 'n nuwe dag tot ons lewens toegevoeg het. Ons vertrou dat u 'n goeie nag se rus gehad het, dat u vars verkoop en nie opgestaan het, dat u kan sien vir hierdie nuwe dag, hierdie nuwe week, met al sy uitdagings en al die dinge wat die Here ook oor ons pad sal bring. Mag ons oë gefestig hou op hom. Hy is die leidsman en hy is die volëinder van ons geloof wat vir ons sê dat ons nooit bo ons kragte sal versoek nie. Daarom kan ons met vrymoedigheid sê, God is vir ons 'n helper, ons sal nie vrees nie. Wat kan 'n mens aan my doen? Nou, ek wil u vanmôre groet met die pragtige woorde van Halleluja lied 332. Dis 'n lied wat ek gelees het vanmôre, pragtige Halleluja lied wat sê die tydglas sak al laer, reeds wyk die bange nag en daag die salige môre so lank deur my verwag. Die middernag was donker, die dageraad by hand en dan die glorie in Immanuels land. Dit is so mooi toe ek hierdie eerste vers lees, is dat die tydglas, die uurglas van my en jou lewe is besig om uit te loop. Vir hierdie wêreld is dinge besig om na einde toe te spoed. En ons as kinders van die Here, die salige hoop dat ons ewig in die Here se heerlikheid sal wees. En ek wil u vra, vriende, dat u die bron van lewe, Christus Jesus, dat u aan ons sal vasklem dag na dag en dat u vir ons sal sê, Here, vir my is die lewe Christus en die sterwe wins. En mag die Here ons genade gee daarin en mag ons ook ons oë gefestig dan nou op hom. Nou vriende, vanmôre gaan ons aangaan met ons reeks oor Bybelse berading, verblywende verandering. Vanmôre gaan ons begin by die gedagte van Bybelse optrede in tye van krisisse. Nou toe ek hierdie oordeenkings voorberei het, ek daaraan gedink dat krisistye is 'n gegewe vir elke mens op aarde, vir gered en vir ongered. Vir elke mens op aarde is krisistye 'n gegewe. Vriende, dit is nie as die krisis eendag kom nie, maar wanneer die krisis kom. En jy sal met my saamstem, ons weet nie wanneer dit kom nie en dit help nie ons wag heeldag daarvoor en is heeldag angstig oor die volgende krisis wat sal kom nie. Ons moet elke dag met vrymoedigheid leef om God te verheerlik, maar ons moet ook nie in 'n gekke paradys onsself bevind en sê, daar sal nooit 'n krisis oor my lewe kom nie. En daarom die belangrike saak dat ons as kinders van die Here in die eerste plek sal moet besef dat krisisse vir elke mens op aarde dan ook afgemeet is. Dit sal na hulle kant toe kom en vriende, krisisse wissel in intensiteit. Daar is baie keer dinge wat gebeur, ons kan dit vinnig hanteer en dit was vir 'n 2 of 3 of 4 dae of 'n week of 2 weke 'n krisis in ons huis of in ons lewe en ons het uitgesorteer. En dan kom maar krisisse in ons lewe wat vir weke en vir maande en selfs vir jare duur. En daarom is dit nodig dat ons vanmôre sal sien wat God se woord ook vir ons as sy kinders wil kom leer wat ons moet doen in krisistye. Want u sien vriende, ons moet anders te optree as die wêreld in krisistye. As ons dink aan krisisse, dan dink ons aan krisisse by die werk. Daar kan krisisse in ons liggame wees. Wanneer ons miskien hoor dat ons is gediagnoseer met een of ander siekte. Dis miskien met kinders, met familie, met sterftes in ons familie of in ons huishouding. Dit kan wees 'n verhuising na 'n ander dorp, 'n nuwe werksplek. Dit kan wees werkloosheid, operasies, hospitalisasie, maande van worsteling met onbekwame mense in die werksplek, in jou lewe. Miskien onafgehandelde probleme in jou huis, met jou kinders, miskien met bure en vriende, hierdie goed kan vir 'n mens so groot krisis raak, dat jy nie die lig aan die einde van die tonnel sien nie. En daarom is dit belangrik dat ons as kinders van die Here alreeds voor die krisis, ons moet anker in God se wonderlike woord. Jy sien baie kinders van die Here kom by die krisistye aan en hulle vra maar hoe moet ek hierdie krisisse hanteer? En as jy teruggaan en jy begin met hulle praat oor hulle stilte tye, oor die tye wat hulle moet neem met God in gebed, dan sien jy daar is maar 'n gebrekkige tyd wat hulle spandeer aan God, aan sy woord, in gebed en om die wonder van God uit die blaaie van die Bybel raak te sien. En dan raak die krisisse vir hulle te groot en soms raak hulle heeltemal paniekbevange, gaan hulle dikwels na die dokters, hulle kry medikasie, gaan na sielkundiges toe, hulle word op 'n verkeerde weg gelei. En jy moet my glo vriende, ek deel gereeld met hierdie dinge waar jy hoor hoe sielkundiges mense eintlik verder verwar om hulle as slagoffers in hierdie situasie dan na vore te bring, in plaas van dat hulle begelei na die Here om te wys dat die Here ook krisistye oor ons lewe toelaat om ons geloof te vorm en ons te heilig. Daar is 'n ou spreekwoord wat sê, a faith that cannot be tested, cannot be trusted. As ons geloof nie op die proef gestel kan word nie, hoe gaan ons weet of ons geloof eg is?
Een van die duidelike bewyse dat jy aan die Here behoort, is dat die Here jou deur krisistye stuur en jy kom ander kant soos goud tevoorskyn. Dit beteken nie in die krisistye sondig ons nooit nie. Dit beteken nie dat ons nooit val en miskien God bevraagteken in die sin. Here, versoek U my nou bo my kragte nie. Is U nie nou besig om my bo my kragte te beproef nie. Dan wil ek vir U vra dat ons in hierdie tye ook sal weet dat God is die getroue verbondsgod. En daarom is dit belangrik om hierdie sake vanmôre raak te sien, vriende. Ons almal, elke mens op aarde, gaan deur krisistye. Kinders van die Here moet dit anders hanteer as die wêreldling, en daarom moet ons alreeds voor die krisistye ons panser in en ons anker in God se woord, sodat ons gepanser kan wees, gevul met die waarheid van die woord, sodat ons staande kan bly wanneer die krisistye kom. Ek het so daaraan gedink, as mense die Comrades wil hardloop, moet hulle oefen, maande voor die tyd, hoor jy hoe volg hulle oefenprogram, hulle draf dan 3 kilos vir die eerste week, en dan 3,5 kilos, en dan 5 kilos, en dan 10 kilos, en vriende, as jy kyk die ure, en die weke, en die maande van inspanning, om daai een wedloop te hardloop, daar die een marathon te hardloop, dan dink jy by jouself, kan 'n mens soveel tyd spandeer om 'n medalje te kry, en baie van hulle kry nie eens 'n medalje nie, want hulle maak nie binne die bepaalde tyd klaar nie. Maar dan besef jy hoe mense toegewyd is aan hierdie bepaalde sport. Dink aan die Cape August fietsrit. Ek praat met mense wat al 27 en 28 keer aan hierdie fietsrit deelgeneem het, hoe hulle oefen, hoe hulle in die jaar gereed maak vir daardie dag of 2 van intense fietsry. En dan besef jy net by jouself, dat mense sit baie tyd en energie in, om op aarde sukses te behaal in een of ander sport, of in een of ander marathon wat hulle hardloop, of fietsrit wat hulle aan deelneem. Maar wanneer dit kom by die geestelike, is hulle nie altyd so bereid om hulle self voor te berei vir die tye, wanneer die uitdaging kom nie. Want jy sien, as jy die Comrades hardloop, is daar geweldige krampe wat kom, daar's pyne, jou liggaam voel naderhand, hy kan nie meer nie, en jy druk hom, en elke keer dink jy terug aan die oefening wat jy gedoen het, die tyd wat jy ingesit het, ek moet klaarmaak, ek moet volhard, en so pynig mense hulle liggame, en hulle kastei hulle liggame, en hulle maak hulle liggame diensbaar, en as hulle daardie goud, of daardie silwer of brons medalje kry, is hulle so trots daarop. En dis presies dieselfde gedagte vanmôre, wat ek by die eerste boodskap in u middel wil kom laat. Vriende, krisistye gaan kom, tye van misverstande, tye waar dood, siekte, hartseer, pyn, werkloosheid, en al hierdie dinge oor jou pad gaan kom, ouderdom miskien, wanneer jy oud raak, en daar is nie genoeg finansies nie, of jou liggaam begin kwyn, en jy het nie altyd iemand wat jou versorg nie, hierdie dinge gaan kom, maar daarom is dit nou nodig, om jou te anker in God se woord, sodat wanneer dit oor jou pad kom, jy onbeweeglik, oorvloedig, standvastig sal wees in God se waarheid en om tot God se eer te lewe. Die man by name van Dr. D.A. Carson het in sy boek How Long, O Lord geskryf. Hy sê, what we need then is the cultivation of this personal knowledge of God, for it will sustain us when every other pillar crumbles. En wat hy hier sê is eenvoudig, dat as kind van die Here het ons nodig om onsself in God se woord te verdiep, ons te dissiplineer om dit te lees, om hierdie persoonlike kennis van God te vergroot in ons lewe, dat ons hom beter kan verstaan, sodat wanneer die pilare begin kwyn onder ons, wanneer die mat onder ons uitgetrek word, soos die spreekwoord lei, wanneer die dinge op die huis van kaarte miskien in duie begin stort, dat ons geanker sal wees op die onwankelbare rots, Jesus Christus, en dat die waarheid van sy woord vir ons soos 'n lig sal skyn op hierdie donker pad wat ons onsself op bevind. Die Bybel sê vir ons dat die woord van God is die lig vir ons pad en die lamp vir ons voet. En dan praat die Here nie van 'n groot lig wat skyn honderde meters voor jou uit nie. Nee, hierdie lig wat die Bybel van praat is wat hulle daardie tyd gebruik het, is 'n gewone olielampie. En vriende, hy verlig letterlik die volgende tree vir jou. En dis hoe God se woord is. Die Here wys nie vir ons wat oor 6 maande gaan gebeur of oor 'n jaar gaan gebeur of in ons krisistyd wat die einde gaan wees nie. Ons lees die Bybel baie keer en ons sien mense in krisisse en ons sien, wow, Josef het 'n wonderlike einde gehad en Job se einde was meer geseënd as sy begin en ons lees hierdie goed en ons verbly ons daarin, ons moet ons verbly daarin. Maar ons dink nie hulle moes dag vir dag, jaar na jaar deur hierdie krisis gaan tot God sy bepaalde doel bereik het. En dan het hulle aan die ander kant uitgekom
en God verheerlik. En so ook in ons lewe. As ons nie geanker is in God se woord nie, gaan ons nie in die krisistye staande kan bly nie. Gaan ons met meer vrae as antwoorde sit en gaan ons heel moontlik teleurgesteld aan die einde van hierdie krisis kom en terugkyk en sê ek het niks geleer daaruit en ek het God nie verheerlik daarin nie. Daarom is die gebed van my hart dat ons bietjie in die volgende paar dae gaan kyk na die gedagte wat moet ons Bybelse optrede wees in tye van krisisse, en ek gaan vanmôre wil staan by hierdie gedagte om net vir u te sê wat belangrik is, wat ons hier aan die begin in u midde moet laat, die belangrikheid van God se woord. En dan gaan ons môre 'n bietjie kyk na Job se krisis. Vriende, ons gaan bietjie kyk na hoe Job in sy lewe dit hanteer het, en dan gaan ons bietjie stil staan by 'n klompie gedagtes van om dit Bybels te hanteer. Ons gaan praat oor God se soewereiniteit. Ons gaan praat oor die gedagte van God se wysheid, God se goedheid. Ons gaan kyk na die gedagte, pas op vir welmenende maar onbybelse raad. Ons gaan bietjie kyk na die gedagte, bid vir genade, dat jy nie heeltyd by die waarom en hoekom vashak nie, maar jy verder beweeg om God te verheerlik. En dis die gedagte sal ons gaan kyk. Mag die Here ons seën, mag hy ons wysheid gee, en mag die Here u dan ook staande hou in die tye van krisisse, soos ook vir my. Seën vir u, groete, mooi dag verder, tada.